Vandag se voorbeeld kom uit die Junie 2024 eksamenvraestel opgestel deur die Gauteng Departement van Onderwys. Ons kyk na vraag 5. Nou hier het ek alles wat vir ons gegee is neergeskryf. Eerstens sê hulle vir my die grafieke van f van x is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c en g van x is mx plus k is hieronder geskets. Nou ja, ons kan sien daar is f, dit is 'n parabool want dit is 'n kwadratiese funksie en daar is g my reguit lyn want kyk na die standaardvorm is die van 'n reguit lyn. Dan sê hulle die x-afsnitte van f is by a en c en die grafieke van f en g sny onderskeidelik in die punt a en b. En jy kan ook sien dat b die y-afsnit is omdat die x-koördinaat van b 0 is. Dan gee hulle vir my P is die draaipunt van F, so daar, en Q is 'n punt op G, sodanig dat PQ ewewydig is aan die y-as. Goed, daar's heelwat vrae, daar's 7 vrae altesaam, en om net 'n bietjie plek te maak, gaan ek die gegewe deel uithaal, en dan begin ons die vrae te beantwoord. So vraag 5.1 sê, bereken die vergelyking van G. Nou G is hierdie reguit lyn, kyk daar is hy gemerk. So ons weet, hulle het vir ons gesê, dit is mx plus k. Nou wat weet ek van die reguit lyn? Ek ken die koördinate van 2 punte. Die koördinate van B is 0 en 8 en die koördinate van A is min 4 en 0. So jy kan hierdie 2 punte gebruik en die gradiënt uitwerk en dan K gaan net die waarde van die y-afsnit wees. Of jy kan sommer begin deur te sê dat K 8 is, want hierdie K is my y-afsnit wat vir my gegee is. En nou het ek net een onbekende. My onbekende is die m. Onthou, x en y is die koördinate van punte op die grafiek. So, ons het nou reeds vir B gebruik, as ons nou vir A gaan gebruik, wat die punt min 4, 0 is, dan gaan ek kry 0 is gelyk aan m vermenigvuldig met min 4 plus 8. Bring die 4m na die linkerkant toe, en dan kry ek m is gelyk aan 2. En daarom weet ek dan dat g van x, onthou, hy was mx plus 8, en ek weet nou m is 2, so dis 2x plus 8. En ek wil sommer dadelik dit neerskryf hier op my grafiek ook, sodat as ek dit weer nodig het, ek dit kan gebruik. Reg, dit was die vergelyking van G. Nou vraag 5.2. Ek gaan eers hier skoonmaak, 'n bietjie uitvee, net 'n bietjie groter uitveer kies, daar sy. Vraag 5.2 eintlik. Bereken die waardes van A en B en C. Nou as jy kyk, dit is die koëffisiënte van x kwadraat en x en jou konstante term in die parabool. Nou wat is vir my gegee vir die parabool? Ek ken die koördinate van A en ek ken die koördinate van C en hulle is albei x-afsnitte. So as ek x-afsnitte en nog 'n punt het, kyk daar het ek die punt B ook, dan gaan ek altyd die vorm gebruik, y is gelyk aan A, x minus die eerste afsnit, wat hier by minus 4 is, maal met x minus die tweede afsnit. En ek kan maar so bietjie uitmaal,
hierdie is nou eintlik x plus 4. So x plus 4 maal met x min 2 gee vir my x kwadraat, vir daardie 2, min 2x plus 4x is plus 2x. En dan die laaste is plus 4 maal min 2 is 8. Nou, watter punt gaan ek nog in vervang? Die enigste een wat ek op die parabool ken, is hier by die y-afsnit. Dit is die punt B08. So in die y se plek sit ek 8 en in die b se plek kry ek 0 plus 0 minus 8. En as ek dan met die minus 8 deel, kry ek a is gelyk aan min 1. En dit maak baie sin, want a is die koëffisiënt van x kwadraat. En ek sien uit die vorm van die parabool dat ek verwag het om 'n negatiewe waarde vir a te kry. En dan kan ek nou maar net gaan en my min 1 daar insit. So ek kry y is gelyk aan min 1 vir die a, maal met x kwadraat plus 2x minus 8. En as ek dit vereenvoudig, kry ek minus x kwadraat minus 2x plus 8. En weer eens gaan ek net my grafiek, dit op die grafiek ook neerskryf, is minus x kwadraat minus 2x plus 8. Goed, en dan die derde vraag, sê vir my, toon aan dat die koördinate van P gelyk is aan min 1 en 9. Nou onthou, P was die draaipunt. So, om die draaipunt te kry, gaan ek sê, x is gelyk aan minus b op 2 maal a. So, b is minus 2, so minus 2 is plus 2, en a is min 1, sien ek hier. So 2 gedeel deur min 2 is min 1, en dit lyk vir my baie sinvol, en jy kan ook sommer klaar sien, dis wat ek wou gehad het. Nou om uit te kry, gaan ek terug na daardie vergelyking hier, want dis wat ek gebruik om y uit te werk, en ek weet nou dat my x minus 1 is, so ek vervang dit net elke keer in, en dit gee vir my, onthou, min kwadraat, min 1 maal min 1 is plus 1, en dan maal jy met die buitenste min, so ek het min 1 hier, plus 2, plus 8, en dit is 9, so P is die punt min 1, 9. Goed, ek het net die eerste 3 vrae op hierdie bladsy, so ons gaan nou oor na die volgende bladsy toe, om die verdere vrae te beantwoord. Hier is 5.4. Goed, soos jy kan sien, ek het die goed wat ons klaar uitgewerk het neergeskryf, die vergelyking van die parabool, die vergelyking van die reguit lyn, die koördinate van P. Vraag 5.4, bepaal die waardeversameling van F. Nou onthou, die waardeversameling is altyd my y-waardes, en my y-waardes kom uit die reële getalle. Dis 'n waardeversameling. Nou, ek het 'n maksimum waarde vir my y-waarde. Dit is y gelyk aan 9. Kyk, daai draaipunt is mos die grootste moontlike y-waarde wat ek kan kry. As ek na enige y hierbo kan dit gaan ek nooit die grafiek kan kruis as ek dit toets nie. So ek het 'n grootste y-waarde, ondertoe word die y-waardes kleiner, so y moet kleiner of gelyk aan 9 wees. 9 is ingesluit, want dit is my grootste y-waarde. Goed, dan 5.5. Kom ons vat maar hierdie weg, en ons vee hierdie uit.
Ja, ek dink ons gaan hom tog kan lees daar. Kom ons kyk. 5.5 sê, bepaal die vergelyking van 'n lyn P wat loodreg op G is en deur die punt C gaan. Nou goed, hoe lyk 'n lyn wat loodreg op G is? Nou G was hierdie reguit lyn. So lyne wat loodreg op hom is ongeveer so ietsie. Daai hoek daar moet 90 grade wees, nee, dan is hy loodreg. Maar hulle wil nie sommer enige loodlyn hê nie. Hulle wil spesifiek die een hê wat deur C gaan. Nou kom ons kyk of ek hierdie een kan beweeg dat hy deur C gaan. Ja, daar is hy. En nou kan ek net dalk daai hierdie bietjie uitvee en vir myself net weer die 90 grade aandui. Goed, nou wat weet ons van lyne wat loodreg is? Ons weet dat die hellings se produk gelyk is aan -1. So die helling van die grafiek G kan ons aflees as die getal voor die x, dit is 2. Dan gaan die helling van die loodlyn minus 'n half wees, want ek wil hê dat 2 maal die helling van die loodlyn moet gelyk wees aan -1. So wat jy letterlik doen is jy verander die teken, dit was 'n plus en nou is dit 'n minus en daai was eintlik 2 op 1 en nou draai jy dit om en is 1 op 2. So nou weet ek my vergelyking vir my lyn is y is gelyk aan minus 'n halwe x plus c. En om c te kry, gaan ek 'n punt invervang en die punt wat ek ken is hierdie punt wat ook C is, met koördinate 2, 0. Dis waar my gesê die lyn gaan daardeur. Onthou jou x is eerste en dan jou y. So ek kry 0 is gelyk aan minus 'n halwe maal x plus c. Nou 'n minus 'n half maal 2 is -1, vat dit oor, dan kry ek 1 is gelyk aan c. So my vergelyking is y is gelyk aan minus 'n half x plus 1. Goed, en weer eens kan jy sien, alles maak sin. Die minus beteken ek het 'n negatiewe helling en plus 1, hy gaan deur die y-as met 'n positiewe getal. Goed, dan 5.6. Bereken die lengte van PQ. Nou ja, ek gaan weer my skets 'n bietjie skoner maak. Vir die lengte van PQ moet ek dus hierdie lengte uitwerk. En die lengte van PQ gaan wees die y-koördinaat van P minus die y-koördinaat van Q. Nou, P weet ons wat is sy y-koördinaat, dit is 9, en die y-koördinaat van Q, wel, Q lê op hierdie lyn met vergelyking 2x plus 8. En omdat hierdie 'n vertikale lyn is, as ek sou afgaan tot heel onder hier, sou ek by -1 gewees het. So, die x-koördinaat van Q is ook -1, en dan kan ek dit net invervang in die reguit lyn se formule. Ek gaan nou maar so bietjie hier aan die regterkant aangaan. Dit gee vir my -2 plus 8 wat 6 is. Minus 6 plus 9 is gelyk aan 3. So voordat ek vraag 5.7 doen, moet ek eers weer 'n bietjie plek maak. Kom ons vee daarie uit, daar sy, en ons maak ook hierbo 'n bietjie skoon. Ek sien ek het nog nie daardie 5.5 daar weggeskuif nie. Goed, 5.7. Vir watter waardes van x is f van x
gedeel deur g van x groter of gelyk aan 0. So groter of gelyk aan 0 beteken positief of 0. Maar, hulle het vir my 'n breuk gegee. So dis baie belangrik dat jy onthou, dat jy nie met 0 mag deel nie. So g van x mag nie 0 wees nie. Nou as jy kyk waar g van x 0 is, dan is dit daar waar hy deur die x-as gaan. So ek weet x mag nie minus 4 wees nie. Verder as ek nou gaan kyk na f van x gedeel deur g van x, kan ek 'n plus gedeel deur 'n plus kry vir positief, of ek kan 'n min gedeel deur 'n min kry om 'n positiewe antwoord te gee. So dit sê vir my, ek het dieselfde tekens nodig. Die tekens moet albei positief wees of albei negatief wees. Nou kom ons kyk waar gebeur dit. As jy na die parabool kyk, is hy positief. Kom ek maak so, hy is daar positief, dan sal hy negatief daarna wees. Waar is die reguit lyn ook positief? Dis waar die reguit lyn bo kan die x-as is. Nou positief is waar die y-waardes positief is, soos bo kan die x-as. So ek kan sien, ek gaan daar by min 4 begin en dan gaan ek aan. Nou wat gebeur by C? Nee. By C gebeur daar niks, want kyk, na C, hier is die parabool negatief, hy's onder die x-as, terwyl die reguit lyn positief is, want hy's bo kan die x-as. Maar waar daar nog iets gebeur is hier. Kom ek maak dit maar in geel. Hier is my tyd. Hier is my reguit lyn onder die x-as, so hy's negatief, en my parabool is onder die x-as, so dis ook negatief. So wat ek nou eintlik sien, is dat my breuk, my f van x gedeel deur g van x, is hier van C af, links, gaan ek 'n plus gedeel deur 'n plus of 'n min gedeel deur 'n min kry. Ek moet net onthou dat x mag nie min 4 wees nie. So ek kan dit skryf as x is kleiner as 2, maar x is nie gelyk aan min 4 nie. Nou kom ons gesels gou oor die 2, of dit ingesluit is of nie. Hierdie punt hier, ja, dit is ingesluit, want ek mag 0 as 'n antwoord kry, en as ek bo kan die lyn 'n 0 het, en dit is op F waar ek nou 'n 0 het, as ek bo kan die lyn 0 het, is die antwoord 0.